Voordat ons saam lees, kom ons bid net saam. Here almagtige God, baie dankie dat ons in die huis mag wees. Ja, dankie dat ons Bybels het wat ons kan oopmaak en ons sien met verwagting uit na hierdie teks. Het jy wel kere al met ons gepraat, juis uit die briewe aan Timoteus. En nou wil ons vra, Here, kom praat vanmiddag weer. Kom spreek, Heer, want u kinders luister. Amen. Dankie. Julle, ons lees uit 2 Timoteus 4 vers 6 tot 18. Onthou net van die vorige goed wat ons uit Timoteus hanteer het, die vorige keer die sterk klem op die woord, né? En hoe belangrik dit is en die groot waarde wat die woord het om ons almal toe te rus, om in diens van God te staan, en dat Timoteus net moet vashou daaraan. Onthou voor dit wat ons gesê, die sterk bemoediging, het gesê, Christene gee nie net somme op nie, né? Ons byt vas, ons het deursettingsvermoë, ons gaan dit aan. Nou kom ons by die einde van die brief, waar Paulus sê, want ek word reeds as drankoffer uitgegiet, en die tyd van my dood is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Nou wag die oorwinnaarskrans van geregtigheid op my, wat die Here, die regverdige regter, op daardie dag vir my sal gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat sy koms liefhet. Doen jou bes om gou na my toe te kom, want Demas het my verlaat. Hy het die huidige wêreld liefgekry en na Thessalonika vertrek. Crescens na Galasië en Titus na Dalmasië. Net Lukas is nog by my. Gaan haal vir Markus en bring hom saam met jou, want hy is my baie nuttig in die bediening. Tychicus het ek na Efese gestuur. Wanneer jy kom, bring die mantel saam wat ek in Troas by Karpus agtergelaat het, en ook die boekrolle, veral die perkamente. Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. Die Here sal hom volgens sy dade vergeld. Wees ook jy op jou hoede vir hom, want hy het ons woorde heftig teëngestaan. Tydens my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie. Inteendeel, almal het my in die steek gelaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Die Here het my egter ondersteun en my versterk, sodat ek die verkondiging kon voltooi, en al die heidene dit kon hoor, en ek is uit die bek van die leeu gered. Die Here sal my van elke bose daad red, en hy sal my verlos, met die oog op sy hemelse koninkryk. Aan hom die heerlikheid vir ewig en ewig. Amen. Geliefdes, baie plekke in die Bybel word my en jou geloofsreis met 'n wedloop vergelyk. Paulus sê, hy het hierdie goeie wedloop voltooi. Nou wanneer ons dan dink aan wedloop, moet jy nou nie dink aan 'n 100 meter of 200 of 400 meter sprint nie. Ek dink hulle het eintlik in hulle tyd sulke wedlope gehad nie. Hulle het lang baie marathonne gehardloop. So dink aan 'n marathon. As ek nou daai prentjie vir jou daarop sit, wat sien jy? Sê gebeur? Sweet en swaar kry, ja? Ja, nee? Ja, also opdraan, ek het hom 'n paar keer gehardloop, ek weet. Jou moed sak sommer in jou skoene as jy daar aankom. Dit is nie altyd 'n maklike wedloop nie. Praat nou van die wedloop van die lewe. Nee? Daarom op die foto is baie mooi geïllustreer, die meeste van daai mense loop. Sien julle? Maar hulle is te moeg, hulle kan nie nou meer hardloop, hulle loop nou. Maar hulle loop. Er is 'n paar waarhede
dink ek wat die Bybel vir ons wil leer oor hierdie beeld van 'n wedloop. As ek en jy hierdie beeld van 'n wedloop gaan gebruik en dit op ons lewens toepas. Die eerste ding is dat ek en jy moet 'n spulgoed agterlos. Kyk gou daar. Daai mense het nie 'n spulbagasie nie. Hulle dra nie swaar tasse saam nie. Hulle het ook nie allerhande baadjies en togas wat die dominees dra en allerhande goed saam nie, né? Hulle gaan so lig as moontlik. So jy moet jou losmaak. Nou die Bybel was seker meer goed, maar as twee goed waarop ek klem lê vanaand waarvan ek en jy ons moet losmaak. Die een is, Paulus skryf op 'n ander plek, maak jou los van die sonde. Maak jou los daarvan, dit gaan jou terughou. So jy moet baie mooi na die Here toe gaan en sê, Here, watter sonde is daar wat ek my van moet losmaak? Wat ek mee moet breek dalk? En julle partykeer nie eers sonde nie, partykeer is daar net 'n slegte gewoonte. Maar dis nie goed vir jou gees nie. Breek dan met, al is dit nie noodwendig sonde nie. Jy kan nou debatteer, is dit sonde, is dit regtig sonde? Los die debat, vra die vraag, is dit opbouend vir my gees? Is dit opbouend vir my lewe? Is dit opbouend vir my verhouding met die Here? Hierdie atlete het almal spulgoed prys gegee om daar te kan hardloop, wat nie noodwendig verkeerd is, né? Maar terwille van die fokus, terwille van die wedloop, gee hulle dit prys. So die een ding wat jy moet gaan kyk is, wat is daar wat ek in my lewe mee moet breek? As daar iets is, vra die Here om dit vir jou uit te wys deur sy gees. Die tweede ding wat ons terughou, is bindings. En ek wil oor een binding vanaand praat. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid voor God om mense te vergewe. Ek lees vanoggend weer die bergpredikasie, daar Matteus 5, 6 en 7. En ons baie geleerdes wat sê, dis eintlik Jesus se herinterpretasie van die wet. Hy kom pas eintlik die wet toe op ons situasie vandag in daai bergpredikasie. Sê, dis hoe dit lyk vir Nuwe Testamentiese gelowiges. En dan in dit leer hy hulle om te bid. En in die Ons Vader gebed lees ons, vergeef ons oortredinge, soos ons hulle vergewe, wat teen ons oortree het, né? Wat teen ons skuldig staan. En dan word dit afgesluit met 'n verskriklike woord vir my. Daar staan, as julle mense hulle oortredings vergewe, dan sal julle Hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle mense nie vergewe nie, dan gaan julle Vader julle ook nie vergewe nie. Jogg, julle, dis 'n verskriklike woord. Ek sukkel altyd om 'n beeld te kry en om 'n binding te verduidelik. Maar die beste beeld wat ek het, ek onthou toe ons kinders was, moes ons nadat ons eksamen geskryf het, julle onthou dit, moes ons teruggegaan het skool toe, nie soos vandag se kinders wat nou al hoeveel maande vakansie het, hè? Ons moes teruggegaan skool toe. En nou moet jy daar sit en iets lees, want die onderwysers is besig om te merk. Jy moet net stil bly, want hulle het regtig nou baie werk in 'n kort tyd om te doen. En nou lees ons manne hierdie cartoons waar die skurke gevang word en dan het hulle die groot eysterbal in sy voet met 'n groot ketting. Onthou julle dit? Dis 'n binding. So as jy nou daai ketting in my voet sit en ek moet nou daai swaar bal ronddra, kan jy dink hoe ek dan gaan bou as ek daai opdraand moet uitloop? Gaan hom uitloop, maar al die vreugde is weg. Dit gaan my so ver terughou. Ek gaan niks van die genot van die wedloop beleef nie. Niks. Ek gaan net swaar kry. So wat sê die woord? Sny daai ketting af. Sny die binding af.
Daar's twee maniere hoe Paulus dit doen. Een is, hy sê, hierdie ouens het hom almal in die steek gelaat, toe hy homself moes verdedig daar, mag die Here hulle dit nie toereken nie. Die gehoor dat dit daar staan. Mag die Here hulle dit nie toereken nie. So Here, vergewe hulle dit. Ek het hulle vergewe, ek het hulle vrygespreek. Here, asseblief vergewe hulle dit. Dis verby. Maar nou sien ons, daar was 'n kopersmid, né, Alexander wat nou dalk nou 'n groter issue gehad het. Wat doen hy met dit? Hy vat dit na die Here toe. Here, vergeld U hom. Ek is klaar met dit. Ek kan in dit niks doen nie, ek sit hier in die tronk. Here, ek los dit in U hande. So ek wil vanmiddag by jou pleit, watter mens dalk al is wat jou iewerste nagekom het. Onthou nou, die argument is nie of daai persoon reg of verkeerd was nie. Die Bybel aanvaar, daai persoon is skuldig. Hy is skuldig, jy is onregverdig te nagekom. Dis die feite. Omdat jy in 'n verhouding met Christus is, omdat jy die vergifnis van Christus ervaar het, is dit jou verantwoordelikheid om vry te spreek. Al is hy verkeerd. Dis jou verantwoordelikheid. En ek weet, daar's mense wat jou bitter seer gemaak het. Daar's mense wat jou te nagekom het, partykeer as prins, partykeer omdat hulle stupid was, ander kere net omdat hulle self was, né? Los dit. Ek wil sommer vra vir elke mens, as ek een van julle ooit te nagekom het, vra ek nou om vergifnis. Ek vra ook om vergifnis vir elke liewe dominee wat voor my hier was, wat iets gesê het of gedoen het wat vir julle seer gemaak het. Los dit. Los dit vanmiddag in hierdie kerk. As jy hier uitloop, dan los jy dit wat enige mens aan jou gedoen het of vir jou gesê het, jy los dit hier in hierdie kerk vanmiddag. En jy loop vry hier weg. Jy kan nie hierdie wedloop doen nie. Jy kan nie hierdie wedloop doen met 'n binding wat jou heeltyd terughou nie. Die tweede ding wat ek het hierdie wedloop leer, veral as ek na hierdie prent kyk, as ek na Paulus kyk en ek luister na die Bybel, ek is nie alleen op die pad nie. Hoeveel mense dink julle is daar? Dis net een foto. Nee. Hoeveel mense dink julle is op die geloofspad? Miljoene, der miljoene. En hoor gou wat ek vir jou sê, en baie groot liefde. Dis verskriklik arrogant om te dink dat jy kan jou geloofspad alleen loop. Dis niks anders as hoogmoed en arrogansie. Jy kan nie. Jy het ander gelowiges nodig saam met jou, ander gelowiges het jou nodig. Daarom van die begin af sit God sy mense bymekaar. Hy sit in die Ou Testament in 'n volk, hulle moet saamkom en aanbid. In die Nuwe Testament sien ons dadelik dat gemeentes oral gestig word. Niemand is op sy eie hoopie 'n Christen alleen. Dit is altyd deel van 'n gemeenskap van gelowiges. Ons lees name wat hom moet kom help. Ons lees van Lukas, ons vermoed baie sterk, dit is die Lukas wat die evangelie geskryf het, né? Ons lees ook van Markus daar. Ons vermoed ook baie sterk, dit is Markus wat Markus evangelie geskryf het. Ons lees van daai twee name in Handelinge. So, ek meen Timoteus moet hom kom bystaan ook. So daar's heeltyd hierdie mense wat vir Paulus ondersteun en hom dra. Nee, ek kan nie alleen nie. Ek moet dit doodgewoon aanvaar, ek kan nie alleen nie. Ek het ander mense rondom my nodig. En dan die laaste ding. Die wedloop is nog nie verby nie. Hierdie foto is nie ver van die einde afgevat nie. Jy tragies gaan dit wees as daai ou nou daar stop. Jy al gesien as daai mense op die gras kom, né? As jy dit kyk op TV, dan val hulle. Ek weet hoekom dit gebeur. Jou knie gee onder jou, want jy kom nou skielik na die harde grond, kom jy op sagte gras. En dan voel jy, daar gaan dit.
Dan kruip hulle verder. Maar stop jy nie. Totdat ons by Christus kom. Paulus sê hy sien klaar Christus met die oorwinnaarskroon wat wag vir hom. Dit so naby ons aan die eindstreep is. Net daai bietjie nog. En nou is daar 'n paar goed wat ek en jy moet uitklaar met mekaar. Paulus is hier, en hy sê, hy weet sy dood is naby. Wat moet Timoteus soms saambring? Die mantel, en of 'n jas, want dit is vrek koud daar, en die tronk is nat en koud, hy gaan dood van die koue, hy wil daarom op 'n ander manier dood gaan, nou nie verkleim nie, so hy moet net wil die mantel hê, maar behalwe dit moet hy die perkamentrolle bring. Hy moet die boekrolle bring. Paulus gaan nog 'n stuk werk doen, hy gaan nog iets vir die evangelie skryf, tot die dag wat hy tereggestel word. Daar word vertel dat die bekende dominee Murray, Andrew Murray, het huisbesoek gedoen by ou tannie. En toe sy nou van vertel hoe sy nou oud is en nou klaar gewerk is vir die kerk, toe sê hy vir haar, weet tannie wat, ek en mevrou dominee het ook so 'n bediende gehad, wat altyd wou loop voor die werk klaar was. Jy moet baie mooi gaan vra, hoekom hou die Here my nog aan die lewe? Ek het gister 'n begrafnis gehad van iemand wat baie jonger is, die meeste van julle is. Man vir wie ek baie lief geraak het, daar sy roudiens. Ek het uit daai diens uitgeloop, nog voordat ek die eerste koffie by die familie kon drink. Toe lui my foon, toe sit ek seun wat my bel, toe sy ma in die ouete huis oorlede. Tannie Jeanette, Rose Street, so van. So Duitse tannie gewees. Jy moet besef, ek en jy is hier op genadetyd. Hoekom? En ons is gelowiges. Ons weet wat wag vir ons in die hemel. Ons weet stukkies van dit. Maar die bietjies wat ons weet, is genoeg om ons te laat uitsien daarna. Om ons te laat besef, wow, dit gaan ons nou hoeveel keer beter daar wees. Hoekom hou die Here my dan hier? Want jou werk hier is nog nie klaar nie. Dis so eenvoudig soos dit. Jou werk hier is nog nie klaar nie. Jou wedloop hier is nog nie voltooi nie. Moenie stop voor die einde nie. As jy moeg is, rus. Moenie stop nie, rus. Drink iets, eet iets, gaan weer aan. Maar ek stop nie. Want ek weet wat wag op my. Ek weet van die oorwinnaarskroon wat Christus, en nie net vir my nie, sê Paulus, maar vir elkeen wat hom lief het, vir elkeen wat uitsien na sy koms. So omdat ek na daai oorwinnaarskroon kyk, sal ek nog aangaan. En sal ek voluit werk vir die Here, en voluit vra, Here, hoekom is ek nog hier? Nou mag jy dit ook met die Here gaan uitklaar. Amen. Kom ons bid saam. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. En ja, Here, ons wil kom bid dat U vir ons sal dra op hierdie wedloop van die geloof. Help ons dat ons sal staande bly en dat ons mekaar sal dra deur dit. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie Dinsdagoggend. Ja, ons gaan voort met Johannes 3 en ons is by vers 17 vanoggend. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Geliefdes, ons gaan môreoggend verder lees en dan sal ons nou wel by die oordeel uitkom, maar het is belangrik om die hart van God raak te sien. So Johannes probeer baie
sterk om vir ons te wys, hoe lyk die hart van die Vader? Wat is God se wil? God se wil is dat mense in die Here Jesus Christus glo. Dat mense tot geloof kom en deur hom verlos word. Dit is God se wil. Soos ek en jy vandag vra, hoe kan ek en jy naby aan die Vader se hart kom? Dan moet hierdie ook my en jou wil vir die wêreld wees. Dat hulle in die Here Jesus kan glo en dat hulle verlos word. En daarom ook verlos word van die oordeel. Want dis eintlik wat God wil hê. Kom ons bid saam. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. En ja Here, dankie dat U gekom het om ons te verlos. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.